Goeiemôre geliefdes. Vanoggend lees ons saam uit Jona 4 vers 1 tot 3. Maar Jona was hieroor erg ontsteld en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê: Ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierendheid, en een wat berou het oor die onheil. O Here, neem dan nog tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Dit is die woord van die Here, en die woord van die Here is waar. Dit is amper ondenkbaar. 'n hele stad draai na God toe. En die profeet wat die boodskap gebring het, word kwaad daaroor. Jona wat self genade ontvang het, julle onthou die storie van die walvis? Hy, wat van God af weggevlug het, kan nie verdra dat daar dieselfde genade nou aan ander betoon word nie. Hy wou eerder sterf, as om te sien hoe sy vyande vergewe word. Hierdie gedeelte van Jona herinner ons daaraan dat partystorms nie buite ons gebeur nie, maar binne in ons. Dis die storms van trots, selfgeregtigheid, van liefdeloosheid. Jona se hart het teen die genade van God in opstand gekom. 'n genade wat vir almal geld, selfs vir die wat hy as onwaardig beskou het. Hy het geweet God is barmhartig, maar hy wou daardie barmhartigheid tot sy eie mense beperk. God se genade het vir Jona aanstootlik geword. In plaas daarvan om Ninive in hul nuwe gehoorsaamheid te help groei, soos 'n goeie profeet hoort, sit Jona buite die stad en hoop God verander dalk van plan. Dat oordeel tog sou kom. Wat 'n ironie. Die profeet wat geroep is om die mense na God toe te lei, kan self nie die hart van God aanvaar nie. Smaklik vir ons om Jona te veroordeel, maar as ons eerlik is, erken ons onsself in hom. Ons raak ook kwaad wanneer God iemand seën wat dit nie verdien nie. Ons voel ook soms verontreg as iemand wat ons seer gemaak het genade kry. Soms voel dit makliker om vir God se oordeel te bid as vir sy vergifnis. Tog wys hierdie verhaal dat sulke woede 'n teken is dat ons identiteit dalk te diep gewortel is in ons eie belange, ons eie groep of ons eie regverdigheid en nie in God se genade nie. Die Here nooi ons om te leer wat Jona nie wou leer nie. Dat God se genade altyd groter is as ons grense. God se liefde ken geen nasionaliteit nie, geen rang nie, geen kleur nie, geen kultuur nie. Die storm in Jona se hart is die storm van elke mens wat nog moet leer om die hart van God te verstaan. 'n Hart wat nie kies wie verdien om gered te word nie, maar eenvoudig liefhet. Kom ons bid saam. Here, ons bely dat ons soms soos Jona is. Ons sien U goedheid teenoor ander en ons word jaloers. Ons hoor van U genade, maar wil dit net vir onsself hou. Vader, bring stilte in ons storms van trots en oordeel. Leer ons om saam met U bly te wees oor elke mens wat na U toe draai. Maak ons harte sag en oop, sodat ons, in plaas van om buite die stad te gaan sit, weer sal opstaan
en saam met U sal werk aan herstel. Laat U liefde die laaste woord hê. Amen. Gaan vandag in sy groot vrede.